Goeiedag, Versfontein Geloofsfamilie. In vandag se huisgeloof gaan ons bietjie gesels oor hoe om te gesels en waaroor om te gesels. Ons het die afgelope jaar het ons gehoor dat God roep elkeen van ons. Hy roep elkeen van ons gereeld en sê, kom na my toe. Maar vir elke keer wat hy sê kom, sê hy ook, gaan. Gaan en gaan maak mense my disippels. Gaan en gaan vertel vir almal, wat het ek gedoen? Gaan en gaan verkondig die evangelie. Gaan en vertel en versprei die goeie nuus. Ek en jy het klaar gekom. Ek en jy het gekom toe die Here ons geroep het. Dit is waarom ons vandag hier is. Maar nou kan ons dit nie net vir onsself hou nie. Deel van hierdie kom na die Here toe beteken noodwendig dat ons moet gaan en dit gaan vertel. En dit is nie so maklik nie. Elke een van ons, glo ek, het al iewers in ons lewe dit vertel. Of dit nou was vir jou eie kinders, vir vriende en familie, of vir 'n totale vreemdeling. Elke een van ons het iewers al te doen gehad daarmee. Elke een van ons is daarvoor vertel. Elke een van ons het iewers tot bekering gekom, omdat ons gehoor het die goeie nuus van Jesus Christus. Nie een van ons het uit ons eie uit net al hierdie kennis opgedoen nie. Iemand het dit vir jou vertel, of iemand het dit vir jou gewys. En nou is dit ons werk om dit verder te vat. Al is die meeste van ons elke Sondag in die kerk, al glo elke een van ons in Christus, al glo ek lees almal van ons Bybels, is ek nogtans seker, as ek 'n mikrofoon voor die gemiddelde persoon op 'n Sondag in die kerk sit en sê, vertel gou vir ons van die evangelie, dat almal van ons so groot gaan skrik, dat ons maar 'n paar ims en a's gaan hoor. So waarom is dit vir ons so moeilik om die evangelie te vertel? Waarom is dit vir ons so moeilik, dat na 2000 jaar, daar nog steeds meer as 5 biljoen mense is, wat nie bereik is nie? Hoekom sukkel ons so daarmee? Ek dink sekerlik die grootste rede is vrees. Vrees om in ons omstandighede simpel te lyk. Vrees om beledig te word. Vrees om 'n hoogheilige persoon genoem te word. Vrees dat mense gaan dink jy snaaks, of dat jy vriendskappe gaan verloor. Op partyplekke is daar fisiese vrees. Om die evangelie te verkondig is letterlik gevaarlik. Maar ek dink vir die meeste van ons is vrees iets wat ons keer. Vrees dat mense anders oor my gaan dink, en vrees oor ek weet nie wat om te sê nie. Waar begin 'n mens? Hoe praat jy met iemand oor Jesus? Nou, daar word heel wat in die Bybel gesê daaroor, en ons gaan kyk na 'n paar tekste wat daaroor praat. Maar vir nou is ons eerste teks Efesiërs 6, vers 19 en 20. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. 'n Dominees is lief om hierdie teks te gebruik en te sê, julle moet vir ons bid. En dit is definitief so. Elke predikant, elke een wat op 'n preekstoel staan, wat die platform het om die evangelie te deel, dra baie groot verantwoordelikheid. En dit is die gemeente se verantwoordelikheid om te bid dat ons dit reg doen. Dat ons nie iewers in 'n strik trap of deur mekaar raak en 'n gemeente so mislei nie. Maar hierdie gaan nie net oor predikante nie. Hierdie gaan vir elke gelowige. Elke gelowige is 'n evangelis. Elke gelowige het ook hierdie roeping om die boodskap van Christus te deel, om die goeie nuus te bring in 'n wêreld wat dit werklik baie nodig het. En hoe kry ons dit reg? Hoe kom ons verby hierdie vrees wat ons het? Vrees dat mense vir ons lag, vrees dat mense ons gaan uitstoot, vrees dat ek daar gaan staan met 'n mond vol tande en nie weet wat om te sê nie. Paulus sê hier 2 keer, wat is die antwoord? Bid. Vra vir die Here om jou te help daarmee.
Vra vir die Here om jou oë oop te maak oor wanneer hierdie geleenthede oor jou pad kom. God sal nie vir ons iets vra en nie vir ons help daarmee nie. God sal nie vir ons 'n onmoontlike taak gee sonder om ons toe te rus daarvoor nie. So ek glo met my hele hart en siel dat daar elke dag geleenthede oor jou en my pad kom waar ons die goeie nuus kan deel. Partykeer glo ek wel, is dit met iemand wat reeds 'n gelowige is. Om iemand net te bemoedig, is ook om die evangelie te deel. Om iemand te troos en saam met iemand te bid, is om goeie nuus en hoop vir daardie persoon te bring. Partykeer is dit dalk met 'n wild vreemdeling. Partykeer is dit iemand wat jy glad nie verwag nie. Partykeer glo ek gebruik die Here woorde van jou om 'n saadjie te plant waarvan jy nooit eers bewus is nie. Maar ek en jy moet bid daaroor. Ons moet die Here vra vir hierdie geleenthede in ons lewe. Vra vir hom om jou oë oop te maak, om jou bewus te maak van wanneer dit gebeur. En dan wanneer dit gebeur, dan vra ons soos Paulus, bid dat ek die regte woorde sal hê. Vra vir die Here, Here, wat moet ek nou sê vir hierdie mense? Hoe hanteer ek dit? Wat is die antwoorde? Wanneer moet ek dalk eerder stil bly en nie praat nie? Hoe kan ek deur my dade vir mense die goeie nuus vertel? Maar ek en jy die versekering, deur en deur, reg deur die Bybel, dat wanneer God ons stuur om iets te doen, dan gaan hy saam met ons. In Joshua 1 vers 9 sê hy, wees sterk en wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou. Ek self gee jou die opdrag. Ek gee vir jou die opdrag en dan kom help ek jou. Ek stap saam, ek praat saam. So ons kan soos Moses met vrymoedigheid vir die Here vra, Here gee vir my die woorde, want ek raak teen mekaar, ek is dalk skaam, ek is bang vir mense, ek is bang, ek vergeet wat ek wil sê. So Here, help my, gee vir my die woorde. Kom ons bid dit in hierdie gemeente, dat die Here vir ons sal wys die geleenthede wat hy op ons pad gee, en dat hy vir ons die woorde sal gee, oor hoe om dan te getuig. Want ek is doodseker, elke een van ons het so baie om oor te getuig. Wanneer ons getuig, vertel ons ook nie net die Bybel nie. Ons kom gee nie net 'n klomp teksverse nie. Om regtig die goeie nuus te deel, beteken om te getuig van jou verhouding met die Here. Om te vertel, waar het die Here die afgelope tyd in jou lewe gewerk? Waar het jy hom dalk op 'n besondere manier raak gesien? En dit alles beteken dat jy noodwendig tyd saam met hom moet spandeer. Jy kan nie getuig oor iemand wat jy nie ken nie. Jy kan nie 'n mening hê oor iemand as jy nog nooit tyd saam met hom spandeer het nie. Elke een van ons glo ek het 'n klomp opinies oor bekende mense. Mense wat baie kontroversieel is. Maar tog beteken ons opinie op die ou end nie baie, as ons nog nooit eers daardie persoon ontmoet het nie. As ons nie tyd saam met hom spandeer het, en werklik gehoor het, wat hy self sê, en nie net wat die koerante sê hy sê nie. Dis dieselfde met die Here. As ons die Here ken, as ons tyd spandeer saam met hom, dan het ons die reg en die verantwoordelikheid om dit wat ons ontdek het, met ander te deel. Kom ons sit bietjie ons skaamheid in die sak, ons sit ons vrese op die agtergrond, ons bid en ons vra die Here se hulp, en ons gaan versprei sy woord hier in ons omgewing, en kyk watter verskil sal dit maak.